Geliefdes, verlede week het ons by wyse van toepassing van Romeine 7 by die grafskrif in memoriam van twee gemeentes in Openbaring verstaan. Laodicea en Philadelphia. En Laodicea, wat in Openbaring 3 vers 14 tot 22 voorkom, het ons die gemeente gehad wat gedink het, hulle is ryk, versadig, en hulle het aan niks gebrek gehad. Maar Jesus Christus self het hulle aangekla van louheid, en dat hulle in werklikheid elendig, beklaanswaardig, arm, blind en naak was. Dat is eerste gemeente, die tweede gemeente Philadelphia, Openbaring 3 vers 7 tot 13. Hier is 'n groot kontras. Hulle was 'n gemeente wat beskryf word as 'n gemeente wat min krag het, maar met 'n hart wat die woord bewaar het, en nie God se naam verloor het nie. Met daardie frase, julle het min krag, mikranhysis, moet nie verstaan word as 'n teregwysing of 'n teken van geestelike swakheid nie. Dit was juist 'n kompliment, omdat dit verwys het na hulle afhanklikheid van die Here, 'n werklike, heilige afhanklikheid. By hulle was daar geen sprake van menslike roem nie. Hulle was waarlik 'n arm van gees gemeente, in die sin van Jesus se eerste saligspreking in Matteus 5 vers 3. So Philadelphia was daar klein in getal, arm aan wêreldsgoed en wêreldse invloed, met geen politieke of maatskaplike mag nie. Hulle kon nie op eie vermoëns, groot talente of menslike strategieë staat maak nie. Uit wêreldse perspektief was hulle dus arm en min van krag. En min van krag. En hier is juist die paradox. Hier is juist die paradox. Christus prys hulle juist omdat hulle besef het dat hulle in hulle self min krag gehad het. Dit is waaroor hulle geprys word. Hulle word nie daaroor bestraf of vermaan nie. Hulle word geprys daarvoor. Hulle het nie, of was nie, soos Laodicea, verwaand en misleid nie. En hulle het hulle eie swakheid en leegheid erken. En daarom was hulle dus geheel en al afhanklik van Christus se krag alleenlik. Daarom dan, wat ons in Romeine 7 by Paulus se angsroep uitkom, waar hy sê, o ek elendige mens, dis wat Paulus later aan die einde van hoofstuk 7 geleid het, dan is dit in die gees van Philadelphia. En dat is juist en presies die boodskap aan gelowiges wat Paulus hier in Romeine 7 wil oordra. En die boodskap is dit, solank as wat gelowiges dink dat hulle sterk en selfstandig is, dat hulle eie man is, en eie krag stry, soos Laodicea, gaan hulle struikel, en is hulle einde waarlik net verdriet. Maar wanneer hulle bely dat hulle swak is en niks het nie, soos Philadelphia, en op Christus alleen staan maak, dan word sy krag, Christus se krag, in hulle swakheid volbring. Dit, geliefdes, is die boodskap van Romeine 7.
En dit is alleenlik in hierdie gebrokenheid voor God, of in hierdie arm van gees besef, dat die proses van heiligmaking in die gelowige voltrek kan en gaan word. As ons dus verstaan wat die boodskap uit Openbaring sowel as in Romeine 7 is, maar ook in die res van Romeine, solank as wat ons eie ek vooropgestel is, solank as wat ek in terme van wat ek verlede keer beskryf het, instaar na my naakie en nie opkyk na die Here nie, in daardie mate kan daar geen heiligmaking in die geloof wees nie. Kan daar geen vordering in geloof en kennis van die geloof wees nie. Ook geen manier van uitlewing van die geloof nie. Want ons is net op onsself gefokus. En soos Laodicea, hulle het gedink, hulle is voldoende, hulle gaan hulle eie ding doen. Maar was maar net in naam, 'n gemeente van Christus. Paulus het by hierdie selfde geestesingesteldheid in 2 Korintiërs 12 verwys, toe hy na homself verwys het. En daar in daardie teks het hy getoon dat die Here heel dikwels in sy kinders se lewens dit sal doen wat hulle bring na waar hulle geestelik moet wees. Dat die Here heel dikwels in sy kinders se lewe dit sal doen wat hulle beweeg, wat hulle bring na waar hulle geestelik moet wees. Ons kyk net vinnig na 2 Korintiërs 12, vers 6 tot 10. En hier skryf Paulus, en as ek sou beroem, sou ek nie 'n dwaas wees nie, want ek sou die waarheid praat. Maar ek laat dit na, ek gaan dit nie doen, sodat niemand my hoor waarskat as wat hy van my sien, en wat hy van my hoor nie. Hy is die hele agtergrond oor Paulus se stryd met die gemeente. Maar hy sê, ek gaan heilig in die waarheid van die Here bly. En ek gaan niks op myself en myself nooit vooropstel nie. En dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie. Maar oor die boodskap wat ek bring, daardie boodskap wat die Here my gegee het. Ek gaan op geen manier myself verhef, omdat ek nie draer van daardie boodskap is nie. En hy sê, sodat ek my oor die voortreffelikheid van hierdie boodskap nie self sal verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee. Die Here het my 'n doring in die vlees gegee, sê hy. 'n engel van Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Nou, die Here het een of ander probleem, fisies of geestelik, in sy lewe laat gestalte kry. Niemand weet presies, as baie bespiegelende daar. Maar nergens in die Bybel word het gestel, dit was dit of dat nie. So hy het hierdie werklike pyn, geestelik en fisies ervaar. Hy sê nie vir ons wat dit is nie. Hoekom? Sodat hy hom nie sal verhef nie. Sodat hy hom nie sal verhef nie. Vers 8. En hieroor het ek die Here 3 maal gebid. Hy het 3 keer na die Here toe gegaan en gesê, Here, asseblief, laat Satan van my wyk, neem hierdie ding weg. Maar hy, Christus, het van my gesê, my genade is vir jou genoeg. Want my krag word in swakheid volbring. Daardie vers wel. My genade is vir jou genoeg. Want my krag word in swakheid volbring. Geliefdes, dit oor die lese, die slagstreep van elke gemeente van Jesus Christus. En dan gaan Paulus voort. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. So ek is swak, sodat Christus se krag in my gestalte kan kry. En daarom het ek behaag in swakhede.
in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede. Om Christus wil is ek daarmee tevrede. Want as ek swak is, dan is ek sterk. So met ander hy sê, dit maak ook aard nie saak wat mense teen my doen nie. Doelbewus of nie bewustelik. Waar daar iets in hierdie lewe teen my kom, dan maak dit nie saak nie, want ek is bereid om dit te deurstaan, sodat Christus se krag in my voltrek kan word, en ek op hulp aangewese is, en nie op my eie krag nie. Ek gaan niks in eie krag doen nie. Ek gaan nie terugslaan nie, ek gaan nie probeer oorlog doen of wat ek al nie. Of probeer eers redeneer, ek gaan dit verduur, sodat Christus se krag in my voltrek kan word. Nou maak dit nie saak of dit fisies of geestig is. So Paulus wys vir ons presies uit sy eie lewe. En ons sien dit uit die 2 gemeentes in Openbaring, hoe dit absoluut die aangewese ding is, dat 'n gelowige in sy swakheid moet roem. Die feit dat hy nie krag het, nie enerzijds, nie anderzijds, nie die wil het nie, en bereid is om in sy swakheid dit te deurstaan, wanneer hy op sy pad bring. Want die mate waarin ons daardie oorwinning het, om nie terug te slaan, om dit te verduur, haal ons die oorwinning. En julle sal onthou daardie een stuk wat ek in die week uitgestuur het, oor hoe weet ons het geestelik gevorder. Kan julle dit onthou? Ek dink dit was dinsdag daarom, het ek dit uitgestuur. Hoe weet jy het geestelik gevorder? Gaan kyk na daardie baie praktiese aspekte daarvan. En dan sal jy weet, ek is besig om oorwinning te haal, want ek is in my swakheid tevrede met wat God wil. Dis waaroor dit gaan. Dit is die pad van die Christen en die geloof. Geliefdes, kom ons maak seker dat ons hierdie boodskap hoor. God moes selfs Paulus, die apostel Paulus, in hom doen wat nodig was om sy eie krag, sy eie onafhanklikheid, sy eie wil af te breek, sodat hy kon leer dat Christus se krag in sy Paulus se swakheid voltrek. So laat ons aan elkeen besef dat ons selfverheffing verdien. Dat ons onsself verheer. Vermoed dat ons waarlik geestelik vorder, geestelik is waar ons moet wees. Wat is in die pad van heilig maak? Ons eie wil. Ons eie staar na ons eie naaltjie. Om nie na Christus en God te kyk nie. Om nie in die woord te wandel nie. Om nie volgens die woord te wandel nie. Want daardie ons eie krag, ons eie wil, is juist dit wat ons verhinder om in heiligmaking te vorder. En dat elkeen van ons dan besef dat ons selfverheffing die groot klip in die pad is van heiligmaking. En as ons dan daarna kyk en elkeen voorraad neem van sy eie lewe, dan sal ons waarskynlik sien en besef hoe ver ons is. Hoe ver ons is vanaf Paulus se angstroep oor ek elendige mens. Hoe ver is ons nie daarvan? Oor ek elendige mens. En eers wanneer ons daar is, sal ons bruikbaar word vir God en sy koninkryk. Maar nou is het belangrik dat ons verstaan dat hierdie skrifdele, Openbaring 2 en 3 en 2 Korintiërs 12,
kerk van Paulus se boodskap in Romeine 7 is. Daar is dit, hierdie teksvers wat jy ons die agtergrond, trek vir ons die raam waarbinne Romeine 7 se boodskap was. En dit is waarin ons, waarin hy op pad met ons is. Maar hierdie plek in ons lewens, hy wil seker maak dat ons dit verstaan. Nou as ons dit verstaan, dat om in die geloof te wandel, waarlik van ons eis, 'n prysgawe van ons eie wil, van ons eie wêreld, van die dinge wat dalk vir ons belangrik in die wêreld is, wat vir ons belangriker as God is, die dinge wat God in ons lewens is, wat nie God is nie. Dat ons dit moet besef. Maar dan kan ons nie anders as om aan te dink vir 'n oomblik aan sekere kerke en predikante wat so misleidend en onbybels preek, onbybelse boodskap hou. Dan byvoorbeeld aan hulle wat die voorstanders is van die voorspoed evangelie. Die idee dat dit God se wil is om altyd ryk, gesond en suksesvol te wees. Voorspoed is al wat in die lewe tel. En swakheid en siekte of swaarkry word toegeskryf aan jou tekort aan geloof of dalk versteekte sonde in jou lewe. Dit is hulle diagnose. Maar hoe pas dit by die Bybel in? Hoe pas dit by Romeine 7 in? Hoe pas dit by Christus se evaluering van die 7 gemeentes in Openbaring 2 en 3 in? Lees ons dieselfde Bybel? Maar daar is nog meer, die Nijmend en Kleinmend teologie. Hulle wat leer dat jy deur jou eie positiewe belydenisse, gedagtes en wilskrag, enige en elke omstandighede, siekte en swakheid kan wegdra of selfs net beveel. Jy spreek dit weg. Want jy is jou eie almagtige skepper van jou deel en lot. Jy bepaal wat in jou lewe gaan gebeur. Weereens, hoe kan dit versoen word met hierdie woord van God? Dan is daar nog 'n derde groep, die volmaakte oorwinningslewe groep. Hulle leer dat 'n ware Christen 'n vlak van geestelike volwassenheid kan bereik, waar hy nie meer met sonde, twyfel of swakheid worstel nie. Hy het net oorwinning in sy geestelike lewe. Nou hierdie stryd wat ons in Romeine 7 met die doen word heeltemal ontken. En die gevolg hiervan is dat mense of in skynheilige hoogmoed verval, of dan in die uiteinde in wanhoop beland, wanneer hulle dan wel struikel. Ek dink meeste van julle het al daardie een boodskap van Paul Washer geluister wat ek een keer al gestuur het, waar hy gepraat het van iemand wat hom gesê het, hy is nou al 11 dae sonder sonde. En wat Paul Washer se kommentaar daarop was. Maar die ding is hierdie soort boodskappe, beroof gelowiges eintlik van die werklikheid van God se genade. Omdat het hulle leer op hulle eie geloofskrag, hulle eie vermoëns te vertrou, in plaas daarvan om te roem in hulle swakheid, sodat Christus se krag in hulle volbring kan word. Maar dit is nog nie die einde van hierdie prentjie nie. Aan die ander kant, geliefdes, moet ons ook net so eerlik wees met onsself om te sê, binne ons eie evangelies en gereformeerde kringe is daar 'n ewe dodelike gevaar. En ek noem dit 'n onbewustelike louwarmte. 'n onbewustelike louwarmte, waar 'n mens net gemaklik deur die lewe gloei, asof daar geen stryd om heiligmaking is nie. Mense wat dink dat hulle veilig is omdat hulle mos gered is, aan die regte kerk hoor, aan die regte dinge glo, want hulle het al die vereistes van die institusionele kerk nagekom, sonnaarskool, katekisasie ensovoorts ensovoorts. Of wat ook al hulle roem op veld geestelike welstand is.
waarheid in die toestand soos wat Tosius die doodslaap beskryf het, hulle slaap in die rus van die eeuwige gesis, ongesien, ongehoor, en sal met die grootste skok denkbaar wakker. Dit is ongelukkig waar geliefdes. Baie gelowiges uit ons eie stal hoor nie meer die stem van God se Gees nie. As geen stryd teen die eie vlees en teen die eie begeertes en die eie geneigthede nie. Inteendeel, eie sondes word verdra sonder om daaroor eers berou te hê. Daaroor te reën. Daarom, geliefdes, is die grafskrif van hierdie mense die grafskrif van Laodicea. Ons moet nie twyfel daaroor. Dit is die grafskrif van Laodicea. Die vraag wat ons elkeen vir onsself moet vra, wat maak die verskil? Wat bring daardie verskil? Wat verhoed 'n gemeente of 'n gelowige om in Laodicea se selfvoldaanheid en selftevredenheid slaap te verval? Daardie gevaarlike punt waar jy die stank van jou eie ou natuur nie kan drink nie. Ek kan dit nie meer grafies as dit stel nie. Onbewus van hulle eie lauwheid. En dit is presies die antwoord wat Paulus vir ons in Romeine 7 gaan gee. Ek het gevra, wat is dit wat die verskil maak? En Paulus gee vir ons die antwoord in Romeine 7. En Romeine 7 is in baie groot mate 'n waterskeidingshoofstuk vir elke gelowige. Want na die verstaan van die hoofstuk sal geen gelowige ooit onder die wanindruk verkeer dat sonde na redding nie saak maak nie. Kan ek dit weer herhaal? Dat sonde na redding nie saak maak nie. Of dat heiligmaking voortdurend sy strewe moet wees nie. En hy sal verstaan hoe om die sonde in sy lewe te voorkom of te hanteer uit Bybelse perspektief en daarmee te handel, om dit op 'n Bybelse manier te hanteer, daarmee te handel. En dan hier hoor ons nie die stem van 'n selftevrede Laodicea nie, maar die stem van iemand wat diep begaan is oor sy eie sondes, naamlik Paulus wat in gebrokenheid uitroep in Romeine 7 vers 24. Ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek die ellendeling. En wanneer Paulus hier na homself as die ellendeling of as ellendig verwys, dan gebruik hy presies daar dieselfde woord en dieselfde woord wat Christus oor Laodicea uitgespreek het, daai ellendig. Maar Paulus doen dit met 'n radikaal ander gees, nie in stiksienige onkunde nie, maar 'n openlike, eerlike belydenis van sy eie swakheid en onvermoë. En dit is dan op een die verskil tussen die Laodicea grafskrif en die Philadelphia hart. Die een ignoreer die ellende van sy sonde en die grootheidswaan van eie geregtigheid, terwyl die ander een dit erken in ootmoed en in nederigheid en swakheid en daaroor voor God buig en aan God erken. Ek is ellendig. Maar mense wat soos Laodicea is, gaan nooit in die vryheid van Romeine 8 inbeweeg. Sal nooit die voorreg hê om Romeine 8 se verlossingsboodskap waarlik te hoor nie. Want dit wat vir ons voorlê in Romeine 8 is iets om werklik na te sien. Om na te sien hier is hoe God waarlik vir sy eie kinders sorg. Want
voordat jy daar kan kom, moet daar die proses van oormoediging wees. God red nie mense wat dink hulle is ryk en het aan niks gebrek nie. So met daardie mense kan God nie red nie. Nie omdat nie kan nie, maar hy wil. Inteendeel, voordat jy daar kom stroop hy die mens van sy eie God, sy eie gode, sy eie geregtigheid, sodat die mens met leerhande voor hom staan. En dan kan die proses van heiligmaking plaasvind. En dit is nie eenmalig nie, dit is aanhoudend tot en met die dag wat jy jou laaste asem uitstoot. En dit sal duur tot en met die ewige, dit sal duur tot en met die gelowige klaar is met lewe hier op aarde. Dit moet ons weet. So wat is die boodskap? Ons het gesien, redding in geloof alleen. Maar wat volg op redding? Heilig maak. En dit is net so essentieel. Geen mens kan dit geen ware gelowige kan dit by redding stop nie. Dat is nie een wat dit kon doen, dit was die skuldenaar aan die kruis. Want dit was eenmalig. Wat Paulus nou hier in Romeine 7 doen, is om te wys hoe God se wet, die bepalende faktor is in die proses van die verteenwoordiging van die siel. Ons het God se wet nodig om onsself te verteenwoordig vir God. Maar wat hy doen is, hy hou die spieël van God se wet op en hy sê, kyk hoe lyk jy. En die hele pad deur Romeine tot hier by hoofstuk 7 was 'n pad van verteenwoordiging. Deur elke hoofstuk was dit daar, Romeine 1 vers 3, die mens is onder God se regverdige veroordeling. Hy het sy pad gegaan om te wys hoe onskuldig staan voor God. Nou, maar dit is 'n pad van verteenwoordiging. Romeine 4 en 5, regverdigmaking kom deur die geloof alleen in God se genade. Nie iets waar jy kan staan maak op jou eie dinge wat jy gedoen het nie. Jy gaan met leerhande na God. Hierdens is die pad van verteenwoordiging. En nou hier in Romeine 7, in Romeine 6 word die vraag gevra. Dis Romeine 6 vers 1, kan ons dan, omdat God se genade so groot is, in die sonde bly voortleef, sodat die genade meer kan wees? Waar Paulus geantwoord het, soos wat ons gesien het, nee, hoegenaamd nie, hoegenaamd nie, absoluut nie. En verder het Paulus dan ook in sukses gewys dat die gelowiges dood is vir die sonde. Dit is ons posisie in Christus. Ons is dood vir die sonde. Ons moet dit prakties doen. Ons is posisioneel dood vir die sonde. Ons moet daaraan werk om prakties dood vir die sonde te wees. En dit is wat hy vir ons gewys. Deur een wording met Christus, en Christus se sterwe en Christus se opstanding, dit wil sê wat met ons gebeur by redding, is die gelowige nou van die slawerny van die sonde bevry. Omdat jy een met Christus geword het in redding, is jy van die slawerny van die dood van die sonde bevry. Die slawerny van die sonde is verbreek. Dit is jou posisie. Maar nou moet jy dit prakties word. Jy as gelowige dien nie meer onder die wet as slawemeester nie, maar onder die genade en liefde van 'n genadige koning. En dit is die bevrydende verklaring wat hy in Romeine 6 vers 14 vir ons gee. Julle is nie onder die wet nie, maar onder genade. Dit bring ons nou by Romeine 7. So hier in hoofstuk 7, vers 1 tot 6 het ons gesien, en Paulus die beeld van die huwelik gebruik, naamlik dat 'n weduwee, dit wil sê 'n vrou wie se man oorlede is, vry is om met 'n ander te trou. En
Paulus sê daar na aanleiding van daardie deel in Romeine 7 vers 4, so my broeders, as julle dan ook ten opsigte van die wet dood deur die liggaam van Christus. Christus het gesterf, hy het sy liggaam gegee, sodat julle aan 'n ander kan behoort, naamlik aan hom wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van God vrugte kan dra. Ons is dood vir die wet en die sonde. Nou, die wet en daardie opsig was gaan nou weer daarna kyk. Maar kom ons sê, ons is dood vir die sonde. Die sonde is wat deur die wet gedefinieer word, maar ons is dood vir die sonde, sodat ons vrug kan dra. En dan in vers 6 eindig hy die aspek van die gelowiges se vrywees van die wet met die volgende: ons is nou ontslaaf van die wet waardeur ons gebonde was, aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwigheid van die gees en nie in die oudheid van die letter nie. Nou, dit het dan gelei tot die vraag wat ons reeds gevra het: as ons dood is vir die wet, hoekom is die wet dan nog so kragtig? Is die wet dan sondig? Ons is die wet sleg? As ons bevry moet word van die wet, soos vers 6 sê, dan kom ons by die vraag in vers 7, is die wet dan sonde? En Paulus antwoord is weer eens, nee, absoluut nie. Hoegenaamd nie. Die probleem is nooit die wet van God nie, want God se heilige standaard is volmaak. Die probleem lê altyd by die mens, en die mens se gevalle natuur, wat soos 'n opstandige vyand teen God se standaard opstaan. En Paulus verduidelik dit in die tweede deel van vers 7. Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as die deur die wet geken het. Maar as ek nie die wet gehad het, wat sonde definieer nie, sou ek nie sonde geken het nie. Ek sou dit nie verstaan het nie. So die wet is nie die oorsaak of die skepper van die sonde nie. Die wet is wel die openbaarmaker, die ontbloter, die definieerder van die sonde. Dit is die spieël waarin ons moet kyk om die sonde te sien. En dan in die derde deel van vers 7 gaan Paulus voort, want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het. Nou, ek sou ook die begeerlikheid van sonde nie geken het nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. En so kan hy gaan en hy kan die hele wet doorgaan. Ek sou nie daai dinge geweet het, dat dit sonde is, as die wet nie vir my gesê het nie. Daarom is die wet 'n noodsaaklikheid. Die wet is gegee sodat die mens sy sonde kan sien. En ek het dit al verskeie kere beklemtoon en ek vertrou dat julle dit verstaan. Nou, die Griekse woord wat hy gebruik vir begeerlikhede is epithemia. Dit is daardie onwettige, nie volgens die wet, na binne gerigte drang of begeerte van die hart, maar dit wat God verbied. Dis 'n goeie definisie van sonde. Dis daardie begeerte, 'n onwettige, na binne gerigte drang, begeerte van die hart, maar dit wat God verbied. Waar God se woord duidelik sê, nee, nie dit nie. Dit is wat sonde is. En wat Paulus dus hier sê, is dat ons leer die sonde ken deur dit wat die wet verbied. Dit is om soos in 'n spieël te kyk en jy sien jou gesig is vuil, nou daar's probleme met jou. Dis nie die spieël wat vuil is nie, dit is jou gesig wat vuil is. En die spieël en die vuilheid van jou gesig aan jou openbaar aan jou onthul, sodat jy daarmee kan werk. En net so met die wet wys op onthul of ontbloot die sonde wat in ons is. En dit bevestig wat Paulus in Romeine 3 vers 20 reeds vasgelê het. Deur die wet is die kennis van die sonde. Die wet wys net wat reeds in die mens se bose natuur aanwesig is. En kom ons kyk nou na verse 8 en 11. In vers 8 sê hy,
Maar die sonde het aanleiding gevind deur die gebod en in my allerhande begeerlikhede gewerk. Want sonder die wet is die sonde dood. Wat sê hy hierso? As ek na die wet kyk, dan word ek bewus van die sonde in my. En baie keer as gevolg van die sondigheid van my vlees, die vlees waarin ek nog is, werk dit ook aan sekere begeerlikhede by my. Want sonder die wet is die sonde dood. As die wet dit nie definieer nie, is dan die sonde nie. In God se oë. Maar dit is nie heeltemal waar nie. Want dit is juist die wet wat deur God gegee is, sodat ons die vuilheid in onsself kan sien. Die sonde in onsself kan identifiseer. En sonder die wet het ek vroeër gelewe. Maar toe die gebod kom, toe ek die wet kry, en die sonde weer opgelewe, en ek het gesterwe. Maar ek het besef, daar is net een manier om aan die wet te ontkom, en dit is om daaraan te sterwe. En hoe sterwe jy aan die wet? Deur om te gehoorsaam. Maar nou is ons sterwe aan die wet reeds in Christus gedek. Ons is volkome in Christus se dood gedek. Maar hy praat hiervan wat Jesus daar die voete was, aksie genoem het, waar hy gesê ons moet daagliks met die sonde in ons lewe handel. En dit kry ons ook in die wet, ons sien dit ook in die wet definieer dit vir ons, sodat ons daarmee kan handel. Nou wat hy sê, in 'n sekere opsig is die mens soos 'n opstandige kind. En ons weet dit allemaal uit ons eie geskiedenis. Ja, ek weet het. Miskien kan, is daar van julle wat dit so gesê. Maar wanneer jy baie keer vir 'n kind sê, moenie dit of dat doen nie, dan het daardie kind juist een onweerstaanbare drang om daardie grens te sê, om dit juist te gaan doen. Op daardie moeder daardie kind te vat, of wat ook al, wat die opdrag ook al was. Dit is in sy aard, sy onbedwonge aard, omdat hy nog nie die wet van die Here ken. So is die menslike natuur, dat dit teen enige heiligheid rebelleer. Nou wat is dit wat dan voorrang in ons lewe het? Is dit die wet van God, of is dit ons eie begeerlikhede, ons eie drange? En dit is die grens tussen heiligmaking, of dis die grens na heiligmaking. Hoe meer ons onsself in ons swakheid aan die woord onderwerp, hoe meer is daar oorwinning vir ons in heiligmaking. Maar solank as wat die wil sterk is, wil sê, nie aan die wet onderdanig is nie, onderwerp is nie, en daardie mate gaan ons nie met heiligmaking vorder nie. En gaan die sonde in ons voorkom. Daar is dus daar die direkte verband, daar die direkte evenredigheid daaraan. En kyk na Paulus se gevolgtrekking in vers 12 dan. Dis is die wet heilig, en die gebod is heilig, en regverdig, en goed. En daar is 3 byvoeglike naamwoorde wat Paulus hier gebruik. Hy is eerst een is heilig, agios. Dit weerspieël God se eie afgesonderde, totaal unieke, sondelose majesteit. God is enig in die hele heelal sondeloos. Geen mens kan sondeloos wees nie. Maar dit is waarna ons streef. Dit is waarna die gelowige streef. En dis waarna ons uitsien om te wees, waarin ons in die hemel kom, waar daar geen sonde meer is nie, want in God se teenwoordigheid is daar nie sonde nie. Dit is ons strewe, ons wil graag by hom wees. Daarom is ons begeerte in die hemel, omdat ons daar die sondelose wêreld, die sondelose hemel wil beleef, saam met God. Die tweede woord wat Paulus gebruik is, die kaios. Dit sê, dit is God se eis om te doen wat reg is in sy oë. Dit wat reg is in God se oë. Niks minder nie,
net dit wat reg is. Want reg is reg. Reg kan nie meer reg word nie, reg is reg. Eenmalig reg is volkome reg. Dit wat volkome reg is in God se oë. Regverdig, dis die woord. En dan goed, agathos. Dis waar die naam Agatha vandaan kom, om goed te wees. Praat van goedheid. Dit is die goedheid en welwillendheid van God in ons lewe, selfs wanneer dit ons pynig en ons skuld aandoen dat dit nodig is om dit te doen. Hy doen dit dan soos 'n goedgesinde, welgesinde tugwese. Soos wat ons so dikwels hoor dat vaders vir hulle kinders sê, ek tugtig jou omdat ek vir jou lief is. Dit is wat God eintlik hier sê. Dit is goed. Dit is die goed waarna Paulus verwys. En wat sê hy? Dus, in Romeine 7 vers 12, dus is die wet heilig, dit weerspieël God se eie afgesonderde taal, sonderloos te verstaan. Die gebod is heilig, die wet en die gebod is heilig. En dit is regverdig, dit is presies reg in God se oë, en dit is goed, want dit spreek van sy welwillendheid om net goedheid in ons lewens te bewerkstellig. So 'n wonderlike vers daar, Romeine 7 vers 12. Die wet is heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed. Die vyand is ons eie menslike, vleeslike natuur wat ons aan God onderdanig moet stel. Ons moet dit aan God onderdanig stel. En dit is wat ons nou gesien het in die traagheid, in ons traagheid om dit te doen. Dit is dan wanneer God ons moet dissiplineer. Die mate dat ons traag is om ons eie wil, of dan baie keer daar die afgoeding in ons lewens, om dit alles op te offer en op te gee, en onsself onderdanig aan God te stel, dit is daardie mate waarin ons in heiligdom kan vorder. Daarin is die stryd van die gelowige. En dan die oorwinning wat moontlik is, gaan ons in hoofstuk 8 kry. Dit is die wonder van hoofstuk 8 en waarna ons kan uitsien. Nou tot waar het Paulus ons nou gebring? Daar is baie gesê. Daar is baie wat nog gesê kan word. Maar geliefdes, die belangrikste is dit. Die wet en wetsnakoming uit eie krag met 'n verkeerde doel voor byvoorbeeld die ooggebreiding. Die wet en die wetsnakoming daarvan kan niemand red of lewe gee nie. Dit kan nie lewe gee nie, dit kan nie red nie. Wet en wetsnakoming kan nie red nie. Dit kan nie red nie. Verstaan dit? Die wet dien as die hamer wat ons eie selfvertroue te letter slaan. Dit wat ons op onsself staat maak, sodat ons met lees stikkende hande gebruik word, tot by die voete van Christus. En aan hom sê, Here, ek het niks om U aan te doen nie. Dit is wat die wet doen. Dis waarin die wet ons dryf. Dis wat God wil hê dat in ons lewens moet gebeur. En as dit nie gaan gebeur in die lewe van die gelowige, dan gaan God ons dissiplineer. Hy gaan ons aan swaar kry en soos onderwerp. En dan moet ons wat verstaan. Ons moet dit verstaan. Dit is 'n wete wat in ons gedagtes en ons verstand gevestig moet wees vandag. Dat God sy wet gegee het, sodat die mens kan besef dat hy 'n redder nodig het. En dat hy, nadat hy gered is, die pad van heiligmaking moet stap. Want dit is om daardie voortdurende aan onsself te sterk. En ons dan ook verstaan dat na redding wys die wet vir ons wat die mikpunt van heiligmaking is, omdat ons gered is. Daarom is die boodskap wat oor en oor kom, geen gelowige, geen ware
erkenning daarvan ontken nie. Dit is volgens die woord van die Here. Dit is waarom Jesus gesê het, die pad van die geloof is deur die smaalpoort op die nou pad. Kom het hy dit gesê? En hy het bygevoeg, en as min wat dit vind, omdat daar so baie mense vandag hulle self as Christene voorgee, wat hoegenaamd in hierdie pad stap nie. Hulle val in daardie een kategorie wat ek gesê het, die wat uit ons eie geleedere kom. Ons is wel nie skuldig aan die charismatiese vergrype nie, maar is ons nie skuldig aan die evangeliese gereformeerde vergrype van absolute nutteloosheid en geen belang in heiligmaking nie. Ons kan maar net aangaan in ons eie swakheid, dat ons dan in ons eie krag is, en God sal tevrede wees met jy. Dit is nie die waarheid nie, geliefdes. Dit is nie die waarheid nie. Weet vandag, uit die bewyse wat hy reeds voorgehou het, en uit wat God so duidelik in Openbaring spreek. En daar is nog baie ander voorbeelde daar. Maar wat God ook so duidelik deur Paulus spreek, en ook deur Paulus se eie lewe, waar hy 2 Korintiërs 12 skrifdeel, so duidelik wys, die Here sal doen wat nodig is, om ons tot by heiligmaking te bring, dat ons meer en meer oorgegee daaraan moet lewe. Dat ons dan soos die tollenaar in die tempel sal sê, o God, wees my sondaar genadig, mag ons maar almal by daardie punt kom. Ons kan maar daagliks daar kom, dis 'n goeie plek om te wees. Wat is ons houding dan? Wat is ons ingesteldheid dan? Laat die volmaaktheid van God se wet sy werk in ons lewens doen. Dat ons gewillige medewirkers daaraan is. Dat God se volmaaktheid van sy wet, sy werk in ons lewens doen. Asof sy vir ons sê, kyk, hoe lyk jy? Maar kyk ook wat jou eie bestemming is, waar jy pad is. Laat dit ons monde snoer, dat ons nie opstandig wees daarin nie. En laat dit ons selfvertroue aan skerwe laat spat in ons eie sondigheid en geneigtheid tot die sonde ontbloot, dat ons dit kan bely en daarvan wegdraai. Want slegs wanneer dit deur die wet ontbloot word, is daar vir ons werklik die hoop op heiligmaking. Anders is ons dan, kan dit in ons geval wees soos in Belshazzar in Daniël 5 vers 27, dat ons geweeg en te lig bevind word. Die vraag is dit, is elkeen van ons as gelowiges gereed, bereid, angstig, om die armoede van ons gees, die evangelie van genade, dit wil sê redding en heiligmaking, te omhels, om te sê, dit is ons. Nie net die evangelie van redding nie, die evangelie van genade, wat redding en heiligmaking vereis. Dit is die woord van die Here, geliefdes. Ons kan nie daaroor twyfel nie. Hierdie is 'n boodskap wat nie genoeg gepredik word in die kerk van ons dag nie. Want dit is hoekom die stand van die kerk so ellendig is as wat hy is. En hoekom die gelowiges so ellendig is as wat hulle is, omdat hierdie nie ernstig geneem word. En dit geld vir elke oomblik in ons lewe. Daar is nie seker omdat wanneer ons daar in die werk of in die huis of op die skool. Nee, dat is nie soos nie. Dit is wat van ons verwag word. Elke oomblik van die gelowiges lewe om wat te doen. Om in die gees van die saligsprekinge te lewe. Matteus 5, Matteus 6. Dit is wat die Here Jesus van ons vra. Wat is jou
gebed wat ek nou bid, seën wat ek vroeër in die week vir julle onder die oggendgebed uitgestuur het, wat op Romeine 6 vers 14 gebaseer is. For sin shall not be your master, because you are not under the law, but under grace. En die skrywersopmerking was dit: If Christ has died for me, ungodly as I am, without strength as I am, then I can no longer live in sin. En nou volg die gebed. Kom ons bid saam. Vader, ons kom voor U, hopelik in 'n baie groot sin, platgeslaan. So diep bewus van ons nood aan bevryding van die krag van die sonde wat nog in ons vlees is. Ons weet dat ons vergewe is in Christus, as nie al wat die gedoen het. Die woord beloof ons te bevry van die greep van die sonde in ons lewens. En dit is waarvoor ons bid. Here, dat U dit sal doen wat nodig is om ons te bevry van die greep van die sonde in ons lewens. Here, ons roep uit dat U bevry ons van die versoekinge van elke dag. Van al die sonde wat in die wêreld kom, wat rondom ons is, maar ook daar die sonde wat in ons binneste nog is, waar diep gewortel, vasgeanker is. Bevry ons daarvan, O Vader. En reinig ons harte, ons gedagtes en ook ons dade, O Here. Ons weet dat ware heiligheid kan nie bereik word as U ons nie help nie. Dat ons dan, Here, soos Jakobus ook gesê, dat ons dit louter vreugde ag, wanneer ons in allerhande versoeking verval. Want Here, dan weet ons, U is besig om te werk. U skryf dit voor U, laat dit toe, want U dan ook U redding. En Here, soos wat een van die commentators ook gesê, there are no crown wearers in heaven. There are no crown wearers in heaven. Without the strength to persevere. Dit is wat ons vra, Here, dat ons die versoeking kan oorkom, omdat ons so graag in U teenwoordigheid wil wees. Here, as dit dan nodig is, dat ons deur hierdie beproewinge moet gaan, om ons te reinig van hierdie onreinheid wat nog aan ons vasklou, ons vlees vasklou, dan kan ons saam met so baie uit die woord sê, Here, ons verwelkom daardie vuur van beproewing, daardie verfyningsvuur wat die vuilheid van die metaal van die goud wegbrand, sodat net die edelmetaal inbly. Ons wil graag, Here, daardie gereinigde instrumente in die hande wees. Red ons van ons sondes, van onsself vertroetel. Reinig ons van die sonde van ons temperament, ons lewenshouding. Reinig ons van die invloed en die beproewings wat deur ons omgewing, deur die wêreld na ons kom. Maar Here, ons bely ons kan nie ons eie hierdie sonde oorkom nie. Ons het U krag nodig. Ons het U genade nodig. Juist in die genade wat U in Christus vir ons voorsien.
En ons dankie dat ons kan weet, dat wanneer U in ons werk, dan sal sonde nie meer beheer oor ons heen nie. Want ons is dan, Here, onder die genade en nie meer onder die wet nie. Laat hierdie waarheid in ons harte insink en mag dit ons lewens transformeer, totaal omskep in die manier waarop ons lewe, sodat dit kan wees tot U verheerliking. En mag ons dan daardie daaglikse sondes wat op ons pad kom, wat so vlak is en wat ons so maklik laat struikel, laat ons dit doodmaak. Laat ons in die vryheid wandel, wat ons alleen kan kry, deur die wete dat ons vergewe is en gered is, en dat U voortdurend besig is om in ons ook te bevry van daardie voortgaande sonde. En ons kyk na U, Here, en ons maak op U staat vir die krag om so te lewe op 'n manier wat U sal verheerlik. En ons vra dit in die naam van ons Redder, ons Heiligmaker, Jesus Christus.